Eendag, lang gelede in die oerwoud, het Stompie en Stertjie en Strikkie toe hulle van die biblioteek afkom, 'n plek waar hulle boeke kan uitneem. Met 'n biblioteekkaartjie het hulle 'n boek van al die geheime plekke in die woud. Hulle het gedink dis net 'n storieboek, maar toe hulle deur die boek begin blaai, toe sien hulle die grot agter die waterval. Hulle ken daai plek. Die geheime rotse by die see, wat goud skyn in die maanlig. Daar waar die sonkrab was, onthou julle daai storie? Die skip wat eendag in die rivier opgekom het. Die vulkaan. Onthou julle dit? En net na dit vertel hierdie boek van die grot na Dinosaurusland. Daar's 'n kaart op die volgende bladsy en die kaart wys dat jy verby al die groot bome gaan. Plek met verskriklik baie spinnekoppe. Deur die rivier vol palings, elektriese palings. Aan die ander kant van hierdie elektriese palings is daar verskriklike groot Hottentotsgrotte. Verby Goggaland is daar hierdie verskriklike groot grot. En hierdie grot is verskriklik lank. En hulle onthou dit. Spinnekoppe, palings, Hottentotsgrotte. En dan die groot grot. En iewers is daar 'n prentjie van 'n wit vlermuis. Hulle weet nie heeltemal wat dit is nie, seker maar in die grot. Maar hulle pak hulle piknikmandjies want hulle is mal oor avonture. En hulle is die volgende oggend weg. Dinosaurus grot toe. Wil die grot wat na Dinosaurusland toe gaan. Want hulle het nog nooit 'n dinosaurus gesien nie. Julle, in die tussentyd, in Dinosaurusland, sit 'n klein Triceratopsie. Hy lees van Apieland. En hier's 'n grot in sy boek. En hy dink, ek gaan kyk hoe lyk Apieland. Hy pak sy piknikmandjie en hy stap na grot toe. So toe Stompie en Stertjie Strikkie aan hierdie kant van die grot inkom, gaan 'n Triceratopsie aan die ander kant van die grot en julle hierdie grot se ingang is baie groot en donker. Aan die begin van 'n berg omring deur verskriklik baie bome. En hulle stap daarin. En hulle wonder, ons het by die grot gekom, maar waar's die spinnekoppe en die palinge nie? Wat was daar nog? Hottentotsgrotte in? Kom 'n ding verbygevlieg. 'n Massiewe wit vlermuis. Julle, daai vlermuisvanger draai en sê, ek hou van apies. Hulle dink hy wil hulle eet, so hulle hardloop dieper in die grot in. Maar apies kan nie in die donker sien nie. Aan die ander kant van die grot het Triceratopsie ingehardloop. Reg in die middel van hierdie grot tref hulle mekaar. Boenk! Maar omdat Triceratopsie so groot is, beland Stompie, Stertjie en Strikkie op sy rug en hy hou aan hardloop, want raai wat is besig om hom te jaag? Nog 'n groot wit vlermuis. Op pad vorentoe tref twee wit vlermuise mekaar in die grot. Hoe gebeur dit? Albei swaai links, albei swaai regs, albei gaan middel toe, reg aan mekaar vas. Hulle beland op die klein Triceratopsie. Nou hardloop 'n klein Triceratopsie met Stompie, Stertjie en Strikkie op sy rug rond en twee wit vlermuise. Julle, daai mannetjie mouter. Hy's uit by daai grot, reguit, nie die pad wat Strikkie, Stompie en Stertjie gevat het nie. So die volgende oomblik beland hy in 'n groot nes Hottentotsgrotte. Hy skree verskriklik, want hulle is nie klein Hottentotsgrotte nie, hulle is so groot so skoolbusse. Weet jy hoe groot is dit? Diep in die diepste van hierdie woud is die Hottentotsgrotte. Hulle maak hulle vlerke oop, lig hulle arms op wat soos massiewe groot skerp messe lyk, sulke takke, en hulle skree. Maar Triceratopsie kan niks sien nie, want die vlermuis se vlerk is oor sy oog. Hy hou aan hardloop. Hy beland binne in die rivier, waar die elektriese palings is. Die vlermuise, hulle begin dryf. Hulle gaan af met die waterval. Toe hulle oor die rand van die waterval gaan, kon hulle darm weer begin vlieg het. Strikkie, Stompie en Stertjie sien hierdie Triceratopsie kan nie swem nie en hulle moet 'n plan maak. Hulle gaan gryp 'n tou. Vat daai tou. Dis nie 'n baie lang tou nie. Knoop 3 toue aan mekaar vas. Hak vir klein Triceratopsie, begin hom trek. Maar die volgende oomblik skok daai tou hulle. Daai Triceratopsie, hy skok so groot, hy skiet by die water uit. In die woud in. Stompie, Stertjie en Strikkie trek ook agterna.
met 'n tou in die hand, en toe sien hulle, hierdie tou het 'n gesig, hierdie tou het tande, hierdie tou is 'n paling! Skok hulle weer, julle, daar beland hulle in 'n boom. Nou sit hulle in die boom, hulle kan daar in 'n boom klim, Triceratopsie is daarbo. Hy sit daarbo vas, hy weet nie wat om te doen nie, hy kan die boom klim nie, hy hou vas met al wat hy kan, en die volgende oomblik begin die aarde skud onder hulle. Van hierdie geskit, dink hulle, aardbewing! Hulle val uit die boom uit, spring op Triceratopsie en sê net, ou maat, ons het nou maatjies geword in daai grot. Jy moet net hardloop, hier's 'n aardbewing, vinnig. Ons moet by die huis kom. Hulle klap sy bou. Nou begin hy hardloop. Die volgende oomblik is hy deur 'n spinnerak. Oor sy gesig. Stompie en Sterkie en Stirkie is nie meer op hom nie. Hulle sit vas in 'n spinnerak. Triceratopsie hardloop hulle weg en die aardbewing word groter en groter en groter en groter. En die volgende oomblik toe hulle agter hulle kyk, kom daar 'n massiewe Triceratops uit die grot uit, wat uit die grot uit gehardloop gekom het. Reg deur hulle. Julle, daai Triceratops sit nie eers vas in daai spinnerakke nie. Toe hy hierdie spinnerak hardloop, waar Stompie en Sterkie en Stirkie vassit, tussen hierdie verskriklike massiewe bome, is 'n donker maar vol spinnekoppe, plak hulle met daai web aan daai Triceratops vas en hy hardloop. Toe sien hulle dis 'n mamma Triceratops. Sy het sulke pragtige pink wimpertjies. En al wat hulle daaroor fluister is, ek gaan daai klomp wetters vang wat my kind gevat het. Wie is dit? Stirkie loer sê, hallo Tannie. Toe Triceratops kyk so en sê, ek hoor iets praat met my. Is hier 'n spinnekop? Is dit 'n gogga? Eet julle spinnekoppe, klein goggatjies, sulke harige goedjies. Sisa. Sy stop daar en sy wil hulle afvee en hulle soos, wow Tannie, jy praat van jou kind, ons het hom gesien, hy is hier voor. Wys my dadelik. Wel, hulle bestuur haar huis toe. Hulle wys vir haar waar sy huis, toe hulle daar kom, is daai diere besig met 'n vergadering. Hulle praat net oor hoe al die hyenas van die woud 'n bosrenoster gevang het, 'n baba bosrenoster. Ja, hoe weet hulle dis 'n bosrenoster? Dis 'n ding so groot soos 'n renoster met 'n groter kop en 3 horings. Dit is 'n bosrenoster. Hulle weet nie wat dit is nie, maar daai hyenas het hom. Hulle gaan hom braai. En toe dan besef hierdie klein 3 apies, dit is nie 'n bosrenoster nie. Weet julle wat is dit? Die Triceratops. Die baba Triceratopsie. Die mamma Triceratops kom daarin en sê, "Waar's my kind?" Al die diere kyk en sê, "O, 'n groot bosrenoster. Julle gorilla is 'n baie groot dier. Die olifant is baie groot in die woud, maar daai Triceratops is net 'n bietjie groter as 'n olifant. En 'n olifant is soos, 'n bosrenoster is massive. Ek gaan nie met hierdie bosrenoster sukkel nie." Maar Stompie en Sterkie en Stirkie weet waar kruip die hyenas weg. Reg oor die rivier, af op pad see toe, tussen 'n plek waar daar net sand is en baie skerp klippe. Onder is daar 'n gat en as jy in die gat afgaan, is dit 'n grot wat in die aarde afgaan. En heel onder waar die lava is, daar bly die hyenas. Hulle weet, shucks, hierdie mamma Triceratops moenie daarin val nie. Sy gaan nie weer uitkom nie. So hulle maak 'n plan. Hulle gaan gou-gou, hulle hardloop terug in die woud. Hulle kry hulle van hierdie skerp spinnerakweppe en hulle maak dit in 'n verskriklik lang tou. Onder die punt van daai tou maak hulle 3 palings vas. Hulle gaan na daai grot toe. Raai wat maak hulle? Hulle sak dit daar af. En elke keer as hy hyena sê, "Njam, kyk daai kos," en hulle byt, dan skok hulle. Skree daai hyena, hardloop hy weg. Stompie en Sterkie en Stirkie is soos, die hyenas het slim geraak, hulle wil nie meer aan hierdie paling proe nie. Kom ons bind hierdie paling aan hulle vas. Hulle swaai daardie spinnekopweb om daai hyena en daai paling plak aan sy bout. Skree, hy bokspring. Daar's 3 hyenas met 3 van hierdie goeters en dan probeer hulle dit afryf teen mekaar en dan skok hulle mekaar. So hardloop al die hyenas weg. Stompie en Sterkie en Stirkie gebruik daardie spinnekopweb om op te klim, saam met die klein Triceratopsie. Toe hulle bo kom, dis al die diere, baba bosrenoster, groot bosrenoster. Waar's daai hyenas? Julle, maar toe daai hyenas weer daar opkom en hulle skree daar onderuit, "Ons gaan ons bosrenoster eet! Niemand vat ons kos nie!" Toe stop hulle in hulle spore, hulle gry in die stof en hulle kyk vir hierdie massiewe bosrenoster wat hier voor hulle staan. En daai mamma Triceratops kyk en sê, sy blaas so, dat daar sulke rookwolke uit haar neus uitkom.
in daai stof en sy sê, maak julle my klein triceratopsie seer. Daai hyenas kyk vir mekaar, maar doen jy dit? Nee, doen jy dit? Nee, ons doen nie. Ons het hom net gewas. Ons eet glad nie vleis nie. Sy sê, nou wat eet julle? Ons eet sand. En sy sê, eet, of ek rol julle in die stof rond, ek wil sien. Dink julle hyenas eet sand? Maar hulle het maar hulle tongetjies so laat uitsteek, so lank gerek tot op die stof, en so klein lekkie gegee, en toe hulle dit kou hoor en net soos daai klippe, hulle tande kraak, en al die diere het begin lag, want hulle het nog nooit die hyenas so bang gesien nie. Mama Triceratops sê, pas op vir julle, ek watch julle, en in die aand is ek die skaduwee, wat kom kyk laat julle slaap, en niks diertjies byt nie, julle sal stoffies eet. Wow. Ja, sê hulle terwyl hulle daar weghardloop, ster tussen die bene. Uiteindelik is mamma en baba Triceratops terug na die grot toe. Hulle is veilig deur. Stompie en Stertjie en Sturtjie dink net, wat? Hierdie verskriklike avontuur. Ons gaan al die kinders vertel dat ons daai klein Triceratopsie gered het as ons môre by die skool kom. So die volgende dag by die skool, Raai het in die middel van die rugbyveld gestaan en al hierdie wille stories vertel. Stompie en Stertjie En Sturtjie. Ja, daai drietjies kry al die avonture, né?